Vanmôre, vanoggend, gaan ek daai bietjie skud. Daai geloofsgees wat jy het, gaan ek 'n bietjie skud vanmôre. Kan ek dit maar skud? Maar ek gaan vir jou die woord gee. Want jy weet wat, baie keer dan is jy in hierdie gedagtegang, want my grootouers het dit so gedoen. My ouers het dit gedoen. Ek het dit gedoen. Maar is dit wat die woord vir my sê? Wat sê die woord van die feeste? En dit is regtig baie belangrik. Kom jy reg? Daar is baie misleiding wat oor die feeste is. Wat is God se feeste? Wat is die wêreld se feeste? Wat kan ek en wat kan ek nie? Wat sê die woord vir my? Want daar's baie verskillende gelowe daar buitekant. Maar wat sê die woord? Wie het almal hulle Bybels vanmôre saamgebring? Wie soek 'n Bybel? Wie het nie 'n 33 vertaling nie? Geef my daai een. Gee goed daar. Gee een vir Sarah en daar sit daai kind. Ek is so bly sy vra ene. Daai kind by jou. En die ander kind ook. Jy sien, hierdie feestes is nie... Ek moes 3 gebring het. Definitief. Kan ek het vir jou dan later gee? Prys die Here. Nou die feeste is nie geloofsritueel nie. En vanmôre, dis hoekom ek sê, vanmôre hoop ek jy het jou Bybel saamgebring, want ons gaan 'n bietjie kyk wat sê die woord. En baie keer sê ons, ja maar hierdie feeste, daar's niks daarmee fout nie. Maar daar's 2 skrifte wat ek vanmôre by jou wil imprint. Kan ek dit so noem? Ek wil dit 'n fotostaat maak by jou, sodat jy dit kan memoriseer. Ek sukkel om te memoriseer, so ek weet waar dit staan, maar as jy ook weet waar dit staan, en jy memoriseer dit, kyk wat sê, ek wil hê jy moet graag blaai na 2 Korintiërs 1 vers 13 toe. Vanmôre gaan hy Bybel bietjie werk, hy gaan werk. En ek sal na die tyd, sal ek die preeknotas vir ons deurstuur op die groep, is dit reg so? 2 Korintiërs 1 vers 13. Gaan ons dit saam hardop lees. Want onthou net dit wat jy lees, hoor jy en dit stig jou geloof. Ok, ek praat met myself vanmôre. Ok, is julle daar? 2 Korintiërs 1 vers 13. Ok, lees saam met my, hardop. Want ons skryf aan julle, wie is die ons? Die apostels. Niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Daai is 'n goeie skrif. En die volgende ene, nou moet jy 'n bietjie terugblaai, Matteus 22 vers 29. Jy sien ons doen Bybeltaal nie, Bybeltaal nie, okay. Matteus 22 is die eerste boek in die Nuwe Testament. Vers 29. Lees saam met my. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie
en ook nie die krag van God nie. Wow. Nou sê die Here Jesus dit nou ter my aandag. Ons kry nou, gaan die volgende slide lees. Ons kyk hier na, hier's 4 verskillende feeste wat aangekondig is in die woord. Nou wat vat ek, wat los ek? God se 7 feeste. Wat is die Joodse feeste? Wat is die Israelitiese feeste? En wat is die 7 wêreldse feeste? Hoekom is hierdie so belangrik vir ons as wedergebore kinders van die Here? En julle sal verder, julle kan so lank blaai na Levitikus toe. Levitikus 23. Wanneer ek en jy hierdie woord bestudeer, dan vat hierdie feeste vir jou wat in die Ou Testament geskryf is. En hy trek 'n parallellyn na Jesus Christus toe. En dan gaan ons kyk na die skrifte wat sê die Ou Testament, want dit is sy feeste, dit is God se feeste. En dan gaan ons kyk wat sê die Nuwe Testament, hoe is die feeste vervul in Christus Jesus. En ek het op 'n stadium 'n woord bedien van die tabernakel. Die tabernakel wat sy tempel was. Wat is die parallelle vergelykings in die Nuwe Testament in Jesus Christus? Dis nog iets wat ek nog gaan bedien. Okay. Maar dis ook 'n lering wat ons gehad het. En hierdie goedes is verskriklik interessant hoe jy sien hoe die verborgenhede in die Ou Testament na die Nuwe Testament openbaar word. Okay. So hierdie woord is lewendig. Regtig, hy's lewendig. Okay. Wie wil gou lees? Waar is ek nou? Vers 2. Is julle saam met my by Levitikus? Alraai. Spreek met die kinders van Israel. Hy sê nie die Jode nie, die kinders van Israel. En sê vir hulle, die feestydde van die Here. Daai Here is in hoofletters, wat beteken dit? Vader, Seun en Heilige Gees. Vader, Seun en Heilige Gees. So is hy in jou Bybel as net hoofletter H en kleinletter R-E-R-E. Is dit so? So dit moet nie so wees nie. Dit moet hoofletter wees. Ok. Andersins het jy nie die 33-53 vertaling nie. Wat julle moet uitroep as heilige samekomstes, dit is my feestydde. 6 dae lank kan julle werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit die dag van die volkome rus, 'n heilige 4 dag, geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n Sabbat van die Here en julle woonplekke. Dit is die feestydde van die Here, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pasga van die Here in hoofletters. Die Vader, Seun en Heilige Gees. En op die 15de dag van die maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar van julle 'n heilige 4 dag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring. Dis nog 'n dag. Op die 7de dag moet daar 'n heilige 4 dag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie.
En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom, wat ek julle gee, en sy opbrengs oes, okay, moet julle die eerstelings gerf van julle oes na die priester bring. En julle moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag, as julle die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei. Ok, nou begin julle gedagtegang moet al begin in plek val wat met Jesus gebeur. Waar is ek nou? En 'n spysoffer wat hy daarby behoort, 2/10 van 'n eva fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die Here. 'n lieflike geur en daarby 'n dankoffer van wyn, 'n kwart hin. En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot hierdie selfde dag toe nie, sodat julle die offer van julle God bring. Dit is die ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. Daai woonplekke kan julle ook 'n bietjie onderstreep. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af, as julle die beweegoffer bring, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel, moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Julle moet uit julle woonplekke 2, ok, ek wil nie daar gaan, kom ons gaan dan verder aan vers 24. Spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand op die 1ste van die maand moet dit vir julle 'n rustig wees, 'n gedenkdag deur die basuinklank, 'n heilige vierdag. Onderstreep daai vers. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Onderstreep dit. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoensdag, 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring, kan dit weer onderstreep. En op dieselfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoensdag, om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here julle God. Tot daar. Nou dit is 'n mondvol, né? Bless you. Dit is 'n mondvol. Kansel is 'n bietjie te klein. Nou wil ek oorgaan en vir julle sê wat ek gaan doen is, ek gaan nie al hierdie goeders deurgaan nie. Ek gaan bietjie gesels oor die opsomming wat julle nou gelees het. En ek gaan dit deurtrek wat met Jesus gebeur het in die Nuwe Testament. So ons gaan nou daar kyk. En kom ons gaan kyk, klik net daar vir my. Nee, hier is die Joodse kalender. Jy moet opwaai maar. Dit is dan Ja, klik net op die kalender. Ja. Zwaai belangrijk. Sorry, Nee, aan de andere kant. Ja. Nog geen.
Daar is hy. Kan julle hier sien? Nie mooi nie, my loos kan sien, baie swak. Ok. Nou, hier begin ons Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus tot Desember. Right. Nou begin hulle in hulle eerste maand is eintlik April, is nou die Joodse kalender. Ok. Nou kan julle sien in hulle eerste maand, hier is die 3 feeste wat hulle hou. Daar is die volgende fees in daai maand, en dan is daar die ander 3 feeste in daai maand, in hulle 7de maand. En ek los hom hierso by. Wat beteken hierdie feeste in die Ou Testament vir ons vandag? Wat beteken dit? Kom ons gaan kyk 'n bietjie verskil. Die verskil is ook, onthou net, die ortodokse Jode het 'n ander kalender, so ek wil nie daarna kyk nie. Okay. En ek gaan net later 'n bietjie gesels oor die wêreldse feeste. Alright. En ek wil nie te veel detail daarin gaan nie. Maar ek gaan dit vir jou noem, definitief. Nou het ons gelees van die Pasga. Wat het gebeur op die Pasga? By die Israeliete, hulle het 'n lam gevat, hom geslag, en hulle daai bloed op die deurkosyne gesit. Ok? Sodat die doodsengel verby die huise kan gaan. Ok? Wat het Jesus gedoen? Wat het Jesus gedoen? Sy het vir ons gestop. Jesus was die finale lam wat vir ons gestort is. Maar kyk ons na die tweede ene, ongesuurde brode. Hulle het op daai stadium, die ongesuurde brode is eintlik nogal 'n goeie verwysing, want die mense, die Jode het verwys, daai tydperk van daai fees, kan hulle nie die suurdeeg in hulle huis hê nie, want die suurdeeg het die sonde verteenwoordig. So hulle het dit fisies uitgevat uit die huis uit. Okay, wat het die Here Jesus gedoen? Hy het vir ons sondes kom sterf. Die volgende ene is die eerste lam. Yom HaKok. Ek kan dit eintlik mooi uitspreek nie, maar in elk geval. Yom HaBikurim. Alright. Hierso is dit die eerste oes, die eerste lam van die oes. Okay, met ander woorde, die konnotasie is ook om jou 10de betaal. Dit is eintlik waar dit begin, want hulle het die eerste gedeelte van die oes het hulle vir die priesters gebring. Wat het Jesus gedoen? Blaai vir my gou na Johannes 20 vers 17 toe asseblief. Dan kyk ons na, wat is die, dankie met hom. Is julle daar? Of is ek te vinnig? Is ek te vinnig? Hier praat Jesus met Maria, en sê, Jesus sê vir haar, vir Maria, raak my nie aan nie. Het julle nooit gedink, hoekom nie? Johannes 20 vers 17. Want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader, julle Vader, en my God en julle God. Kyk daai bevestiging wat ons kry in daai klein stukkie. So hy moes eers opvaar na die hemele toe. So dit is die oes wat hy vir ons gedoen het. So dit is die parallel wat ons dan trek. Kom ons gaan 'n bietjie verder, ons lees die volgende skrif. Maar dieselfde dag, toe het hy gesê, hierso is ek,
Met ander woorde, hy het opgevaar en hy het afgekom. En toe sê hy vir sy disippels, maar kyk hier, kyk na my voete. Kom vat die aan, want julle glo my nie, kom vat die aan. Verstaan, en dit is daai verskil, met ander woorde, hy moes eers opgevaar het, voordat hulle, met ander woorde, dit was 'n aanvanklike offer aan God die Vader, wat Jesus gedoen het. Jesus moes as eersteling aan God die Vader verskyn. Die vierde ene, Shavuot, dankie. Die fees van weke. Hier is 'n baie interessante ding wat gebeur het in daai tyd. Moses was mos by die berg Sinai op, net vir 50 dae. Alright? Nou, in daai tyd was daar 'n wolk oor die berg gewees, want deur sy aangesig. Ja, okay. Sy aangesig. Ja, dit was verberg. Dit was verberg. En toe het hy afgekom en hy het mos iets oor sy gesig gedra, want dit het God se heerlikheid het uit hom uitgeskyn. Alright. Kyk nou hierso wat gebeur. Dit was toe hy nou die 10 gebooie aan hulle gemaak. Met ander woorde, die verborgenheid in die Ou Testament word nou geopenbaar in die Nuwe Testament. Nou wil ek net iets hier terloops sê. Ons kan nie, as wedergebore kinders van die Here, kan jy nie sonder net leef op die Nuwe Testament nie. Want onthou nou net, daar is ongeveer 1000 profetiese woorde, en die het bewaarheid geword reg deur die Ou Testament. Okay? So ons moet die hele woord in geheel kan sien. En al hierdie goeders is gekonnekteer aan mekaar. En dis so wonderlik. En ek sê nou die dag vir iemand, jy kan nie net hoofstuk vir hoofstuk bestudeer nie. Want as jy 'n onderwerp vat, dan gaan sien jy, hier is goeders in die Ou Testament, wat deurloop na die Nuwe Testament, en dan baie keer, dan verstaan ons nie hierdie goeders nie. Maar jy lees ook nie die Bybel van voor tot agter nie. Jy hoor wat ek sê. Ja, jy gaan 'n bloedlyn, 'n mens bloedlyn, gaan jy deur kan sien, wie het wanneer geleef, en wat het wanneer gebeur. Ok, ek wil nie daarop ingaan nie. Hierdie boonste 4 eerste feeste het alreeds gebeur. Dit was die feeste van die Israeliete, ja, en hulle hou dit nog steeds vandag. En hierdie feeste was vervul met Jesus Christus se koms, en wat hy gekruisig is, en wat hy opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe. Nou kyk ons na die balans, die volgende 3. Wanneer gaan dit gebeur? Luister nou mooi. Dit gaan gebeur met sy tweede koms. Hoor wat ek nou vir julle sê. Kom ons kyk na die skrif. Die herfsfees herinner ons aan die bassein, die Yom Torah, wat geblaas moet word. Wanneer word die volgende bassein geblaas? Wegraping. Met die wegraping. Waar kry ons dit? 1 Tessalonisense 4, vers 16, 17. Dis waar ons dit kry. So, dan gaan daai geblaas word. Dit het nog nie gebeur nie. Die wegraping moet nog gebeur. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Yom Kippur. Dit is Versoensdag. Nou, ek weet nie of julle al lering gedoen het oor die eindtyd nie, hoe dit gekategoriseer is in die tydslyn, in God se tydslyn. Maar hier is net 'n gedeelte daarvan. Nou, hier is iets baie belangrik wat gaan gebeur. Julle kan so lank blaai na 2 Tessalonisense 2 toe, asseblief.
Nou wil ek ook vir jou vertel wat baie interessant is. In hierdie gedeelte wat ons nou, die volgende gedeelte, na die wegraping, is die 7 jaar. Alright, is julle op dieselfde bladsy. Is die 7 jaar van verdrukking. Nou, dit is, wat gebeur na die tyd, is die versoensdag. Nou kom daar, nou sê dit, hierdie Jode, hierdie Israeliete, daar's 144.000, wat God se merk gaan hê, wat deur God bewaar gaan word, wat die evangelie gaan verkondig, want onthou net, die Heilige Gees is nie meer hier nie, die kerk is nie meer hier nie, gaan dit verkondig, en hulle gaan na die 7 jaar, gaan hulle, praat die Bybel, praat die woord, hulle gaan gekleed word in wit. Ok? Is julle daar? Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy nou teehou uit die weg geruim is. En dan, volgende bladsy, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur sy verskyning van die wederkoms tot niet sal maak. Wow. Kom ons lees verder in Openbaring. Ok, julle hoef nie daar te blaai nie, maar kom ek lees gou vir julle. Julle kan net 'n nota neem. Openbaring 19 vers 19 en 20. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Nou vroeër in Openbaring is die wit perd word geroep. Dis nie die wit perd van die Here Jesus Christus nie. Dis die wit perd van die anti-Kris. Want hy doen kopie, hy naap dit wat eintlik gaan gebeur. Okay. So daar's 'n verwarring wat dan gebeur. Okay. So maar ons is nie verward nie, ons weet wat sê die woord. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang het, en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel, wat met swaal brand. So die anti-Kris en die duiwel gaan in die vuurpoel gegooi word. Dit is na die 7 jaar. Nou hier is iets baie interessant, blaai gou vir my na Daniël 9 toe asseblief. Daniël 9 vers 27. So daai Bybeltjies werk bietjie vanmôre, né? Werk hulle? Dankie tog. So daar's nie stof vir baie Bybels nie. Nou ongeveer 500 jaar voor Christus se geboorte was Daniël. En Daniël was 'n profeet gewees. En hy het baie van hierdie uiteensitting wat hy in 'n visie gesien het, wat die Vader vir hom gewys het, oor die eindtyd wat gaan gebeur. Hierdie is nou net 'n stukkie. Lees saam met my. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy die slagoffer en spysoffer laat opbou. Met ander woorde, die 3,5 jaar is dit die uitloop van die anti-Kris. En dan kom daai Goggas wat dan op die aarde die volgende 3,5 jaar gaan uitspeel, wat daar gaan gebeur. En hierdie is geprofeteer, en dit is in Daniël, maar dit is ook bevestig in Openbaring. Alright, kan ons die goedes nou saamvat?
Blaai vir my na Sagaria toe. Sagaria 14. Ok, ons is nou besig met die Sukkot, met die Hittefees. Dit was nou in September gevier. Ja, en dit is die tyd waar die volk Israel in die woestyn gesterf het, toe hulle in die hitte moes woon. En dit is 'n tyd om God te loof vir sy voorsiening en om te herinner aan sy sorg vir die volk. Wat gebeur na die 7 jaar? Die 1000 jaar, ok? En hier staan dit bevestig in die skrif. So nou kan jy sien waar die twee by mekaar kom, die parallel wat getrek word. Ok, ek lees gou van Sagaria 14 vers 16 en 17. En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die Hittefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek, om voor die koning, die Here van die leerskare, te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. Wow. Hier is nou die 7 feeste van die Ou Testament, en wat parallel getrek word. Die eerste 4 in Christus Jesus, en dit wat nou gaan gebeur met die wegraping, en die 7 jaar, en dan ook die 1000 jaar. Al die feeste is tot eer en verheerliking tot God die Vader. Dis wat ons moet onderstreep, en ons moet dit verstaan. Met die skrifgedeeltes wat daarby gaan. Gaan maak vir my oop in Amos 5, asseblief. Kom ons begin 'n perspektief kry. Wat sê God die Vader oor die wêreldse feeste? Amos 5, vers 21 en 23. Hierdie is baie belangrik. Is julle met my? Amos 5, vers 21 tot 23. Ek, God die Vader, ek haat, ek versmaad julle feeste, en het geen welgevalle aan julle feesgetye nie, want al bring julle my brandoffers, saam met julle spysoffers. Ek het daar geen welbehae in nie, en die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. Wow! Verwyder van my die geraas van jou liedere, en na jou geluid van jou harte wil ek nie luister nie. Hierdie is regheid van God die Vader af. Hy hou van geen ander feeste nie. Wat is die wêreldse feeste? Kyk net gou na dit. Hier is 4 ander skrifte wat ek ook vir jou gaan deurgee. Maar ek wil nou aanskryf, aanbeweeg en ek wil afsluit hiermee. Kan jy hulle sien? Kan jy hulle sien? Ok, dankie tog. Ons kan vasgeval wees in die tradisies. En hierdie is 'n shocker vir ons. Kom ons kyk daarna. Nou wil ek vir jou sê, reg van die begin, voordat ek daarna gaan. Nie een van hierdie feeste, van hierdie 7 feeste, praat die Here Jesus daarvan.
Maar daar's verwysings na hulle, wat nie God se feeste is nie. Nou kyk ek vir myself en ek sê, hoe vergelyk God se feeste met die wêreldse feeste? Wie het die wêreldse feeste ingestel? Wie het die nuwe wêreld kalender opgestel? Wie het dit opgestel? Vertel vir my. Die Romeine, die mens. Ok? Nou, jy het jou Joodse kalender gekyk wat ons nou gekyk het. En dit is baie interessant om te sien wanneer dit gebeur het. En nou kyk jy na die Romeinse uiteensetting. Wat het daar gebeur? En die konnotasie van die Romeinse die kalenders. Nuwejaarsdag. By verre, daar's niks in hierdie woord van my. As jy dit vir my kan wys, dan is dit reg. Wat vir my sê, ons moet Nuwejaarsdag vier nie. Daar's geen melding gemaak. Weet julle wat die oorsprong is van Valentynsdag? Dit is 'n kultiese verwysing. Dieselfde soos die Paashaas, Easter. Daar's net so 'n konnotasie aan dit. Wat niks te doen het met die Pinkster nie, niks nie. Moedersdag en Vadersdag, Halloween, is 'n kultiese dag wat die mense vier. Satan se dag. Dit is Satan se dag. En nou sê vir my, kom Kersfees. Hulle sê dan altyd, ja, ons moet Jesus terugbring in Kersfees. Maar nou sê ek vir jou, Jesus was nog nooit in Kersfees gewees nie. Nog nooit nie. Dan kyk julle met my sulke oë aan. Maar ons het altyd Kersfees gevier. Daar met die stalletjie en die Here Jesus was nie die 25 Desember gebore nie. Die Here Jesus was in September gebore. Daar waar hulle sien die skape met lammers. Die skape en lammers die skape het gelam in September maand. Daar was weiveld gewees in daai stadium. In daai tydsperk. Die wyse manne, die geskenke wat gebring was, die geskenke was 2 jaar na Jesus se geboorte, het die wyse manne die skenke gebring. Nie soos wat ons daar sien nie. Wat van Kersvader? Kersvader. Dit het alles te doen met Satan, die verwysing na Satan toe. Want daar is net een Vader, en dis die Vader in die hemel. Dis wat my woord vir my sê. Hierdie Vader wat hulle het, Vader Kersfees, wat nou in die clouds in is, die Here Jesus is in die 3de hemel, die clouds is in die Eerste hemel. in die 2de hemel, ons is in die atmosfeer, in hierdie eerste atmosfeer. So dit moet ek en jy verstaan. Daar is verwysing na die kersboom, wat verag is, om op te sit en om te versier. Nou is jy dan op baie stil, nou, hoe dan nou? Ons het altyd Kersfees gevier en dit was nou 'n tradisie en wat ook al. Nou kom vertel jy nou vir my hierdie ding kort. Nou vertel ek vir jou. Wys vir my enige plek in die Bybel wat ons Kersfees moet vier. Ek vier nie meer Kersfees nie. En nadat ek die openbaring in die skrif gekry het, vier ek dit nie. Want dit is 'n Romeinse songod verwysing. Dis een van die afgode se verjaarsdag. En dis die afgode se verjaarsdag. Daar klomp goeders wat ek jou kan vertel. Ek kan vir jou verwysing stuur van al die wêreldse en wat jy kan gaan kyk. En jy kan leer daardeur. Dis nie wat kos sê nie. Dis wat die woord sê. So moenie met my kom beklei nie, kom beklei met die woord. Ons Paasfees, maar ons vier nie die Paashaas nie. Nee, dis Pinkster. Ons vier Pinkster, nie Paas nie. So hulle die hele
bereken en die konnotasie vat hulle weg van Christus Jesus af die hele tyd. Het ek julle teologie geskok vanmôre? Ja, ek het. Dit moet so wees. Hier is 'n laaste skrif wat ek wil hê ons moet nou kyk. Gaan blaai vir my na Kolossense 2 vers 16 toe, asseblief. Kolossense 2 vers 16. Ons gaan 'n bietjie verder lees. Ek gaan 'n klein bietjie terugvat van vers 12. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het julle saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Dit is die kruksvers, vers 16. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of die Sabbat nie. Wat in die skaduwee van, ek wil nie daar verder gaan nie. Nou hierdie gedeelte is vir my deurslaggewend opsommend. Want baie mense sê die wet sê jy mag nie dit eet en dit eet en dit eet nie. Maar as jy in Christus Jesus het, Jesus het die wet kom vervul vir jou en vir my. Die feeste, het hy ook vir ons gesê, ja, dit is vervul deur Christus Jesus. Dis dit. God said it, and that settles it. Dit is dit. Wat is, en as ek hierna gaan kyk na die eerste 4 feeste, wat daar gebeur het, wat is die een sakrament wat die Here ons laat vashou aan? Dit is die nagmaal. En dit is hoekom ek nou nagmaal wil bedien. Want dit is die sakrament wat ons moet wanneer dit doen, wanneer ons daaraan dink, wat hy op die kruis gedoen het vir jou en vir my. Kom ons staan, ek sluit af in gebed. Dankie my Hemelse Vader vir hierdie woord. Here, hierdie woord wat baie nie wil bedien nie. Kom afsit liefie. Wat baie